Moenie op die kaart wag nie. Ek wonder wie gebruik nog ou papierkaarte om roetes te bepaal. Ons het 'n vriend wat saam met sy vrou baie in Afrika rondtoer en ons nou die dag juist gesels oor hoe ons gesukkel het met die ou kaarte en verdwaal het en want jy weet nie als wat op dit is nie en is jy altyd op datum nie en dis meer. Maar in ons wêreld waar GPS-navigasie reeds vir ons sekonde tot sekonde aanwysings gee en opdaterings gee, leer 'n mens gewoond raak en afhanklik raak van programme soos Google Maps of Waze en jy vertrou daarop sonder om te kyk na die volledige padkaart. Jy werk maar net wat hulle op daardie prentjie vir jou per beeld wys. So ons beweeg volgens wat die program vir ons sê en op 'n manier raak ons eintlik vasgevang deur die program. Maar kwantumspronge werk nie met sekonde tot sekonde aanwysings nie. Vir 'n kwantumsprong hoef jy nie te wag tot 'n program klaar is of die GPS-sein in plek is nie. Bryce Pritchett sê in U-Square dat die grootste struikelblok vir eksponensiële groei nie 'n gebrek aan talent of geleentheid is nie, maar die feit dat jy vasklou aan 'n bestaande plan wat se tyd eintlik verby is. Die ou benadering moet laat gaan word voordat die nuwe deurbraak kan kom. So die probleem is nie dat jy geen plan het nie. Die probleem is dat jy te hard vashou aan 'n plan wat by God reeds verby is. Ons het gehoor dat in hierdie week 'n instandhouding vir ons kragnetwerk gaan gebeur hier by ons buurt. En dit het my net weer herinner hoe vindingryk ondernemers en mense in Suid-Afrika geraak het toe beurtkrag destyds ingestel is. Sommige mense en ondernemers het selfs meer suksesvol gewees na die krisis as wat hulle was voor die krisis. Die beperkings het die sprong moontlik gemaak. Hulle het nie gewag vir sekerheid nie. Hulle het beweeg. Hulle moes beweeg. Hulle het beweeg. Ons kry in die Bybel 'n belofte en 'n uitdaging vir kwantumspronge wat jou uitermate laat groei. Ons lees in Spreuke 16 vers 9. 'n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Jy beplan die pad, want dit is jou verantwoordelikheid. Maar God bepaal die roete wat dit neem en die uitkoms, want dit is God se soewereiniteit. Die kwantumsprong wat vir ons nuwe moontlikhede gee, is wanneer jy beplan, die tree gee en begin beweeg met 'n openheid dat God jou mag herlei en kan herlei langs die pad. Hy kan jou op 'n ander roete neem. Jy kan 'n mag beweeg, maar God navigeer steeds en God bly in beheer. So gee vandag 'n tree in die rigting wat jy dalk lankal uitstel. Net een tree. God help. Leef geïnspireerd.